Verdwyning. Hoofstuk 1. Ek sal nooit die dag vergeet, toe ons, dis nou ek en my vrou, ons 23-jarige Katrien kind, se verdwyning by die plaaslike polisie, se klein stasie, aangemeld het nie. Dit was na 3 senuitergende dae, waar ons haar op geen manier in die hande kon kry nie. Nie telefonies nie, nie by haar klein eenslaapkamer woonstel of kunsatelier nie. Selfs nie een van haar enkele vriende het haar gedurende hierdie tyd gesien of met haar kontak gehad nie. Sy het nie eens 'n kerel gehad nie, te skaam en kennig. Ons het by die taaierige, vuil bruin toonbank gestaan en ons angstigheid aan die sersant in beheer oorgedra, die hele kaboedel. Verduidelik dat ons dogter ken, ons elke dag soos klokslag met haar kontak het, die noue verhouding tussen ons, dat daar definitief iets ongeruimds moes plaasgevind het, dat dit beslis nie so saai is om net so te verdwyn nie. Hoekom anders sal haar klein voertuigie nog steeds in die parkeerspasie voor haar woonplek staan, die voordeur oop en haar handsak met die hele inhoud nog net so op haar onopgemaakte bed lê. Hy het ons met onbelangstellende oë aangekyk en ek sal nooit sy woorde tot op hierdie dag, meer as 15 jaar later, vergeet nie. Meneer, doen sy nie dalk drugs nie? Dalk het sy saam met een van haar vriende gaan party en lê haar nou ergens en afslaap. Al die jong mense van vandag doen mos maar hierdie verkeerde dinge. Ek het my kop na die klein broosvroukie langs my gedraai, die bewerigheid van haar gefrommelde hande gesien, die magtelose trane wat in haar moe, geskokte oë opwel. Met alles in my wou ek haar beskerm. Die diep liefde wat ons vir meer as 30 jaar teenoor mekaar koester, het ons vir alle praktiese doeleindes een gemaak. Ek was onmiddellik woedend, het ek amper oor die hout toonbank geklim en hom by die kraag gegryp. Die onsensitiwiteit van sy woorde soos brandmerke op 'n ontstelde, bekommerde gemoed. Ek het vorentoe geleun en so na as moontlik aan sy gesig probeer kom. Het jy nie gehoor wat ek gesê het nie? Ons praat elke dag met haar en ons weet nie wat om nou te doen nie. Help ons asseblief. Flippin' hell! Die desperaatheid het terstond die woede in my gees vervang. Dit was slegs my trots wat my verhinder het om in trane uit te bars. Ek het stadig teruggeleun en my arm beskermend om Annie se skouer geplaas. Ek kon sien dat my reaksie 'n effense skokuitdrukking in die blou geuniformde man voor my se oë tot gevolg gehad het.
Nou maar goed, meneer. Meneer kan hierdie vorm invul. Hoe vollediger, hoe beter. Wanneer jy haar laas gesien het, met haar gepraat het, watter klere sy aangehad het, en so aan. En as meneer 'n onlangse foto van haar het, sal dit ons baie help. Hy het afgebuk, bietjie rondgesoek en met 'n blok gedrukte papier tevoorskyn gekom. Dit op die toonbank neergesit en vorentoe gestoot. Dit was die begin van ons aardse hel. Nie die klein dorpie of omliggende dorpe se fyn speurwerk kon Katrien tot vandag toe opspoor nie. In watter gedaante ook al nie. Die soekpartye wat vir weke aan mekaar in troppe opgedaag het. Omliggende plaasvelde met kadaverhonde gefynkam het vir enigiets. Elke moontlike leidraad opgevolg wat tot niks gekom het. Die wat ons enigste dogter, ons enigste kind se eienaardigheid as vriendin in hulle binnekring aanvaar het, praat tot op hierdie dag oor haar. Wat van haar geword het? Is sy nog in die land van die lewendes? Is sy nie? Die rigtings waarin die gedagtes kan beweeg, veel verder as wat normaal is, alself ooit sal kan voorstel. Soveel vrae en die onsekerheid wat ons binnestes soos kanker opvreet. Elke dag en amper nie bestaan. My Annie se mond wat stil geword het. Die uitkyk by die voorste vensters op ons verjaarsdag, op Kersfees. Dalk daag sy wel eendag op. Ons altyd hier om haar met oop arms te verwelkom.